Dag sê maats. Nou ja, hier is ons nou vandag. Ek het nou gekyk na die terugvoer wat ek al van julle vorms af ontvang het en ek sê vir julle baie dankie. Dit is aan die een kant, dit is vir my baie besonder dat julle bereid is om iets met my te deel, dat julle vir my vertel wat in julle lewens aangaan, waarmee julle sukkel. En aan die ander kant is dit ook vir my hartseer om te sien dat soveel van ons mense moet sukkel. Jy weet, dat 'n mens moet sukkel, ou se gesondheid is nie wat dit moet wees nie. Ek het nou die dag het ek met my vrou 'n gesprek gehad, toe sê ek, ons moet verstaan ons mediese industrie en waar dit vandaan kom. Ek kan terug onthou in die dae toe ek nog kind gewees het. Jy weet, jou geneesheer wat jy gaan sien het, die dokter wat jy gaan sien het, ek sal nooit vergeet, sy van was Geldenhuys gewees. En in elk geval, op daai stadium het ek 'n blinde darmprobleem gehad, en ek moes aangegaan het vir 'n operasie, en dit was dieselfde dokter Geldenhuys, wat geopereer het, en ook die blinde darm uitgehaal het, en die genesing daarmee gegaan het, en so aan. Jy weet, en dit is hoe ons maar groot geword het, jou geneesheer het ook maar hierdie tipe operasies gedoen. Ek sê nie, daar was nie spesialiste gewees nie, daar was spesialiste in sekere velde, jy weet, in die hartveld en in die neuroveld en so aan, maar dit het baie verander as ons kyk na die kommersialisering, as ek dit nou maar so mag noem, van die mediese industrie. Jy weet, dit baie groter geword, en ons het baie meer dokters wat baie meer gespesialiseerd is in sekere velde. En dit maak dit ook moeilik, jy weet, op die einde van die dag as mense gaan kyk, jy gaan na jou geneesheer toe, en ek het dit met my vorige video het ek baie duidelik gemaak, jy gaan na jou geneesheer toe, daar moet jy 'n paar rand betaal as jy nie medies het nie, of jy het 'n mediese spaarplan klaar is, en hy gee jou 'n verwysing na 'n spesialis toe. Natuurlik as jy by 'n spesialis kom, dan raak dit aansienlik duurder, en die toetse is duurder, en as enige formele behandeling nodig is, of operasies of chirurgie, ons weet waar dit heen gaan. So dit maak dit moeilik, en ek sien ons mense, ek sien die terugvoer wat ek ontvang, en ja, dit is hartseer, jy weet, dit is nie meer 'n saak van, mense het ook in baie gevalle nie meer daai persoonlike verhouding met jou geneesheer, want jy is al so gewoond daaraan. Dis 'n dokter, jy het 'n 15 minute afspraak as jy gelukkig is, en daai 15 minute beter jy jou storie vertel, en as jy jou storie vertel het, kry jy papier in jou hand, en daar gaan jy. Dan moet jy pille gaan koop, jy moet pille gebruik, hoop vir die beste. Nou ja, H. pylori is een van daai oudjies, hy soek nie net van, jy gaan klaar daar by die dokter, kry 'n hoop pille, sluk jou pille, en daar gaan jy nie. Ek kyk na die terugvoer, en die terugvoer wys eintlik vir my, dat baie van die mense wat vir my terugvoer gegee het, was al reeds vir H. pylori behandel. Nou ons het nou al gesels oor H. pylori, en wat dit is, en hoe dit werk, en so aan, en ek gaan vir julle sê, toe my vrou dit nou gekry het, die hele ondervinding daarvan het ek nou al vir julle verduidelik, maar die dokter het toe op daai stadium gegaan, en toe ek nou met hom mooi gaan praat het daaroor, het hy vir my vrou voorgeskryf vir 10 dae, moes hy, ek gaan hierdie naam probeer sê, dis 'n Engelse naam, moes kyk gou hier, metronidazole, ja, something like that, maar in elk geval, by die apteek noem hulle dit metronidaz, en dan Clarizin 500, dit is wat sy gekry het by die dokter. So weer eens, as jy wil, gaan praat eers met jou geneesheer daaroor, en dan kan jy nou kyk, of die geneesheer gaan saamstem, met die metronidaz 400, en die Clarizin 500, en sy het dit vir 10 dae gebruik. Onthou, dit was die eerste keer wat sy behandel was, vir H. pylori gastritis. Mense wat al voorheen behandel is, ons moet verstaan, enige bakterie, die oomblik as jy hom begin behandel, dan, jy weet, daai antibiotika val hom aan en doen sy goeders. En as die antibiotika kursus nie suksesvol is nie, bakterie is op die stupid nie, dan gaan leer hy hoe werk die antibiotika, en dan werk die antibiotika nie meer nie. So, jy kry dat hulle in die eerste verhaal, miskien sal 'n 10 dae behandeling voorstel, en dan doen jy jou 10 dae behandeling. Maar dit kan baie ook gebeur, dat hulle jou gaan oorskuif na 'n 14 dae behandeling, en dan doen hulle 'n quadruple behandeling, met ander woorde, hulle gebruik ander goeders wat hulle saam met dit sit. Jy weet, ek het iewerster gelees, dat hulle ook 'n bismuthpil, dit veroorsaak dat jy tong bruin word, onder andere, saam met hierdie metronidaz, en saam met die clarithromycin,
ja, clarithromycin gebruik. En dan het jy nou nog die PPI, en jou PPI is jou Nexiprasis of jou Peplox of daai tipe van goeder soos 'n proton pump inhibitor. So al wat hy doen, hy beheer die sure, hy maak die sure minder en so aan, want ons moet verstaan ons bakterieë wat ons hiermee werk, hy is baie lief vir die sure, hy soek min suurstof, hy soek sure, en hy wil al hierdie goed hê, want dit is die perfecte environment vir hom. Soos wat jy voel as jy op vakansie gaan, jy lê daar so lekker in die gastehuis onder die koel lugreëling of air conditioning, nou ja, daai bakterieë hou feeste in jou maag as hy daai toestande kry van min suurstof en donkotte en suur, jy weet, en slijmerige vliesies en so aan. Nou ja, die antibiotika het baie goed vir my vrou gewerk, so dit is al wat ek kan sê. Weer eens, ek sê nie vir jou, gaan na jou plaaslike apteker toe en hoop en stoei met hom en onderhandel met hom vir iets nie, maar ek dink jy moet met jou geneesheer gaan praat. As jy al voorheen daarvoor behandel was, dan moet jy regtig daaraan dink dat hulle jou maar op 'n 14 dae kursus sit. As dit nodig is, jy weet die geneesheer sal altyd beter weet, en kyk of hulle jou dalk miskien kan hanteer dan met clarithromycin en dan ook dan met wat die Clarizon was en dan die metronidazole en dan jou PPI's, weer eens 'n Nexiprasis of 'n Peplox of iets in daai lyn en dan die Bismuth. Maar nou kom ons weer terug na die vorige punt toe. Dit gaan ook baie oor jou dieet, want onthou hoe meer jy jou bakterieë wat in jou maag nou al drug resistant geraak het en al daai goeters gaan ondersteun met die verkeerde kosse. En as ek sê verkeerde kosse, die 4 hoofkategorieë sal altyd bly: sure, vette, suikers en gras, nou het ek die ander een vergeet. Mense gee my 'n oomblik hierso, brandgoed, spicy goeter, sien julle? Dis wat gebeur as 'n mens op 'n Sondagmiddag sit, nee, dan kan 'n mens dit nogal voel. Maar dis die 4 goeders wat 'n mens moet versigtig voor wees. En ek dink regtig 'n mens moet maar kyk daarna, gaan praat met jou geneesheer weer en soos ek sê. In my volgende video wil ek graag daaraan vat dat ons begin werk met die kosse en so aan. Hoe maak ons seker dat ons die liggame goed kan voer? Dat ons kan seker maak ons stop ook die bakterieë se voerplek. Nou baie mense gaan hul eie opinies en raad daaroor hê, want baie gaan vir jou sê, ja, maar hierdie en daar en dit en dat. Mense, weer eens, hier is ons 'n persoonlike ondervinding gewees, en die eetkundiges en die slimmer mense gaan doodjop waar sê, nee, dit kan nie werk nie. Wel, ek dink my vrou is 'n lewendige getuie, dit het gewerk, dit werk, so voel vry om dit maar gerustig gebruik. Maar op hierdie stadium gaan ek daarso by staan. Just for my English friends as well, yeah, you know, the medicine that my wife used was the clarithromycin and the metronidazole, and then of course a PPI, which is the Nexiprasis, and that helped quite a lot for her. And yeah, she's on day 10 post-treatment, and she's doing well. The stomach is healed considerably, and it's also in her favor. But as I said, this is personal experience for you. For you guys that already went through this type of treatment and you had little success, please note that you need to go back to your physician and you need to have a chat with him, and or her for that matter. And most probably they'll need to prescribe you on a 14-day course, and they'll need to do a quadruple treatment that will include bismuth and so on. It will make your tongue brown, you get that metallic tastes in your mouth and so on. But that's the only medicine that you can really use for it. But once again, this is just for H. pylori gastritis. For normal gastritis, the treatment will vary quite a lot, because you can't give antibiotics for a normal gastritis, which is caused by autoimmune response or Crohn's disease or one of those. And once again, please, don't just take it upon yourself and rush to your pharmacist and try and get the antibiotics. Once again, you don't know what allergies do you have and so on, or perhaps you do know. I think it's better that you talk to your general practitioner, and then from there on work on a treatment plan. Now, what the treatment plan's success is all depending on what you're going to do in that period. If you're going to still stick to your coffees and your drinks and your fatty foods and so on, it's not going to work out. You need to dull it down considerably. You know, smaller meals, dull it down completely. It's basically tasteless, but at least it's food. And that's the only way that you will get past that point where your stomach can actually heal and then not feed the H. pylori.
I hope this video helps. And as I said, with my next video, what we're going to do, I'm going to make a small list, and then we can discuss the different foods that we can use for breakfast and for lunch and for snacks and so on and for dinner, and what you need to do post-treatment so that you can also help your stomach lining rehabilitate after the antibiotics have most probably eradicated the H. pylori. Thank you. Have a good day.